Ons het laas gepraat hierso oor wat is elektriese potensiële energie en die definisie daar is, dit is die hoeveelheid arbeid verrig. Arbeid is werk in Engels, work, hoeveel werk is gedoen, of energie is oorgedra van een lading na 'n volgende lading of van die lading tot by die buzzer wat afgaan of die gloeilamp wat pas. So, hoeveel energie is oorgedra per 1 coulomb lading. So ek het vir gesê, as jy, dankie, as jy, kyk, sê nou maar jy het hierso 'n weerstand, né? En hierso kom 'n lading. Ons by die elektron moet jy nou dink aan 'n lading. Vir hom om deur hierdie ding te gaan, okay, vir hom om daar te bots met alles of wat ook al. Sê nou maar ons dit verg 6 joules. Dit vat van sy toebroodjie, sy energie, 6 joules energie. Okay? Dan gaan ons sê, maar dit is 6 volts. Want die definisie sê, dit is die arbeid per lading, gee vir jou die volts. So dit is 6 joules per 1 lading, gee vir jou 6 volts. Okay, dis dieselfde idee. Dis hoekom as ek praat van 6 volts is 6 toebroodjies, dan bedoel ek, dit is 6 joules energie vir 1 lading. So as ek vir jou sê, goed, jy het, kom ons sê, jy het 8 elektrone, baie dankie Pieter, kom ons sê, jy het 8 elektrone of 8 coulomb lading, 8 coulomb lading, hoeveel energie sal dit verg? Om daardeur te beweeg. Ag, ja, hoeveel energie sal dit vat, as jy 6 volts het? So ek vra vir jou, hoeveel energie sal dit vat? Jy het 6 volts, dit sê jou battery. Nee. Wag, vra ek nou my vraag reg? Ek vra vir jou, wat was my vraag? Jy het 8 coulomb lading. So is asof jy 8 mannetjies het, né? En ja, die volts lees 6 volts. Hoeveel energie sal jy nodig hê? So daai 6 sê jy het 6 joules per mannetjie. En ek sê vir jy het 8 mannetjies. So altesaam, hoeveel toebroodjies moet daai mamma in daai huis maak elke liewe dag? 48, né? Okay, so het is daarby gekom, ons het gesê arbeid is volts maal met lading, so dit gee vir jou 6 maal met 8, gee vir jou 48 joules. Okay, en die vraag gaan nooit super moeilik wees nie. Okay, dit gaan altyd so 3 punte tel, of jy gaan dit aan die begin of aan die einde van 'n langer som wees, maar dit gaan nie te moeilik wees nie. Okay, so kom ons kyk gou vinnig hierso na hierdie serie stroombaan. En ek het hom nou as prins anders omgeteken. Jy kan sien gewoonlik in ons kop gaan ons so linksom, né? So antikloks gewys. Maar hier het ek hom nou anders omgestel, want ek wil hê jy moet weet dat daar waar die lang streepie is, dit is die positiewe kant en die kort streepie is die negatiewe kant. En onthou, konvensionele stroomrigting is van positief na negatief. Okay, so daar is 24 toebroodjies per mannetjie. So elke mannetjie het 1, 2, 3, 4, 5, 6, toebroodjies in sy rugsak. Okay, nou kyk hy vir die dag, hy sê, okay, hy het 2 goed waardeur hy moet gaan. Okay, so hy gaan sy toebroodjies verdeel daar, maar hy gaan dit nie regverdig verdeel nie, want hierdie ding is 3 keer so groot soos hierdie ding. Okay, so hy gaan dit 3 tot 1 verdeel. Kan jy dit sien? So, hoe groter die lading is, hoe groter volts gaan daardeur. Ag, nie die lading nie, die weerstand. So, ons kan sê van daar af dat volts is direk evenredig aan weerstand. Volts is direk evenredig aan weerstand. Is jy met my? So, groter die weerstand, hoe groter die volts. Okay, en hier spesifiek is die verhouding 3 tot 1, want ek het 'n 3 en 'n 9.
Okay, en ek kan dit vereenvoudig na 3 tot 1. Is jy nog met my? Okay, nou sê nou maar jy moet verhoudings gebruik, verhoudings is ook 'n breek is verhoudings, dan wat jy doen is jy tel hierdie twee bymekaar en ek kry 4. Ek skryf al daar aan die linkerkant, sien jy hom? Okay, so ek het 1/4 en 3/4. Okay, van wat? Van die totale volts. Die totale volts daar is 24 volts. So van 24 van 24. Okay, nou kom ons maak julle 'n bietjie wakker julle koppe. Louis Henry, ag nee Louis Henry nie, Henk. Wat is 'n kwart van 24? Dis 6 volts. En wat is 'n 3/4 van 24, Charles? 18 volts. Of jy kon gesê 24 minus 6. Is dit wat jy gedoen het? Nee. Die som gedoen. Ja. Okay. Goed, so wat dit vir ons beteken is die volgende. Hier stap die mannetjies. Do. Hy kom daar, die voltmeter, juffrou Forshey, check jou voor die tyd en sy sê, "Hey, hoeveel toebroodjies het jy daar?" En sy meet jy het 24 toebroodjies. Ons het nou gesien, omdat dit die groter weerstand is, gaan hy die grootste chunk van hierdie eet. Hoeveel eet hy? 18. So daar gaan hiernatoe 18 volts. So hoeveel het jy oor aan die einde? Dregan? Jy het oor 6 volts. So as jy daar som doen daar, die potensiaal verskil, die voltmeter met die potensiaal verskil. Tussen 24 en 6 kry jy 18. Dan stap jy verder hierso, voordat jy daar kom, het jy 6 volts. Na die tyd het jy hoeveel, Heinrich? Hoekom? Het alles opgeëet, want as jy huis toe gaan, kry jy nog 24 toebroodjies en jou ma sal jou pak slaag ja, as jy met toebroodjies by die huis aankom. Okay, so hierdie ene gaan lees 6 volts, want dit is sy potensiaal verskil. Dan is my vraag nou, Gina, as ek 'n voltmeter hieroor sit, oor die battery, of oor die huis, of oor die selle, wat ek al, wat gaan sy lesing wees? Yes, dit sal wees 24. Okay, so jy kan dit of so lees, of verstaan as 6 plus 18, of jy kan sien, hier het jy ingekom met 0 toebroodjies, hier gaan jy uit met 24. Wat is die verskil? 24. Okay, so hierbo het ek vir jou gesê, jy kan potensiaalverskil meet, dit bestaan slegs daar waar energie toegevoeg word, dis by die huis, by die selle, of waar energie gebruik word, by die weerstande. Maar sê nou maar, ek sit 'n voltmeter hier in. Daar. Nee, sit ek nou 'n voltmeter in. Wat sal hy lees, Pieter? Daar sit ek 'n voltmeter in. Daar. Wat sal hy lees? No. Want daar word niks gebruik nie, daar word niks gegee nie, so hy sal lees 0 volts. Okay, dit is nou in graad 12 en 11, waar ons aanneem dat geleiers nie weerstande het nie. Okay, so niemand is easy peasy om daardeur te gaan, maar in die praktyk weet ons eintlik, 'n bietjie van die wals word geneem deur jou kabels, want baie keer as jy jou kabels vat, veral soos jou selfoonkabel, dan voel jy hierdie ouetjie werk nou 'n bietjie oortyd. Nee, maar in skool assume ons dit vat nie weerstand nie. Nou en dan in graad 12 of in graad 11 sal hulle sê, okay, die kabels het 'n weerstand van 1 ohm. Okay, nou moet jy nou sommetjie doen, maar dit sal nie 'n moeilike som wees. Okay. Goed, volgende bladsy. Ohm se wet. Okay, nou hierdie is nuwe werk, maar is eintlik goed wat jy weet. Soos dit gaan vir jou voel soos dit is simpel, maar jy moet nou net die wet en die bewys daarvoor eintlik leer. Okay. Ohm se wet sê die volgende definisie. Die potensiaalverskil volts oor 'n geleier is direk eweredig aan die stroom in die geleier
by 'n konstante temperatuur. Okay, nou wil ek gou eers stop. In graad 9 moes jy geleer het wat beïnvloed die weerstand van 'n geleier. Daar was 4 goeters. Wat beïnvloed weerstand van geleier? Okay, en daar is 4 goed wat sy weerstand beïnvloed. En ek het dit laas jaar met jou deurgegaan. So dit is nie 'n notas van laas jaar. Anke, kan jy onthou wat een van hierdie 4 goeders? Die temperatuur. Die temperatuur. Okay. Ons weet as die temperatuur hoër raak, warmer word, dan gaan jou weerstand meer word. Dis soos jou rekenaar wat nie meer kan cope as dit so warm word nie, en dan raak hy al hoe stadiger of as jy warm word, dan cope jy ook nie meer nie, jy raak ook stadiger en stadiger. So die temperatuur is direk evenredig aan weerstand. Menene, as die temperatuur opgaan, gaan die weerstand opgaan. As die temperatuur afgaan, gaan die weerstand afgaan. Tot 'n sekere punt, en dan is dit te koud en dan. Okay, dan die volgende ene, kan jy onthou, Amonai? Kan enigiemand onthou? Ja? Sê wie die? Die lengte. Okay, hoe langer die draadjie is, hoe verder moet die ladings beweeg en bots teen mekaar, hoe groter gaan die geleier wees. Stel met jou, as jy van hier tot by, wat is julle Afrikaans? Okay, nee, wat is julle Engels? Oei, griet. As jy van hier tot by IGO moet loop, nee? As jy soos easy game, rustig, maar as jy van hier moet loop tot by Juffrou Forshee, dan as jy soos, joh, baie ver, dis moeite, jy kom eintlik negatief aan die kant aan, nee? Okay, so lengte is direk evenredig aan weerstand ook. Hoe langer die lengte, hoe groter is die weerstand. Kan jy nog iets onthou, Leandrie? Die dikte. Dikte. Okay, en hy het ek verduidelik met, of dit het ek verduidelik met die tonneltjie voordat jy gaan by rugbywedstryd daar wat ook al, nee? As die tonneltjie klein is, dan sukkel jy om deur te beweeg, of selfs hierso, hier is lekker groot spasie tussen die banke en daar is so 'n klein spasie. Dus jy nou almal sê jy moet hierdeur beweeg, dan sê jy stamp en boks en so lekker wees, maar hierdeur easy game. Okay? So hy is omgekeerd evenredig. So omgekeerd evenredig. Hoe dikker dit is, hoe kleiner is die weerstand. Hoe dunner dit is, hoe groter is die weerstand. Dan die laaste ene, iemand anders het ook 'n hand opgesteek. Ja, kan jy nou? Ja, tipe geleier, of ek gaan net sê die soort materiaal. Okay, so die soort materiaal, jy het koper, jy het yster, jy het krom, jy het goud. As jy goud gebruik in 'n draadjie, soos, dink nie goud is te hard. Ek weet nie, ek het dit nog nooit eers oorweeg eers nie. Jy het silwer, jy het koolstof, jy het klomp soorte geleiers. En hoe dik en hoe hard en hoe sag en hoe maklik daai ladings beweeg, gaan beïnvloed hoeveel weerstand daar is. So hierso sê ons, ek gaan sê hardheid. Hardheid is ook direk evenredig aan die weerstand. So hoe harder dit is, hoe moeiliker beweeg dit daardeur. Okay, so nou wil ek weer ouense wetles sê, die potensiaalverskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in die geleier by konstante temperatuur. So wanneer hulle sê by 'n konstante temperatuur, wat sê hy eintlik by 'n konstante weerstand? Okay? Want as jy dit warmer gaan maak, dan gaan die weerstand hoër raak, dan gaan die wals meer raak, dan gaan die stroom minder word. Okay, so jy kan nie meer as een veranderlike, afhanklike veranderlike, onafhanklike veranderlike hê nie. Okay, so, hulle sê hierso vir jou, die potensiaalverskil, wals, oor 'n geleier, is direk evenredig aan die stroom in die geleier. As wat? As die weerstand konstant is. Okay, en maak dit vir ons sin, kom ons dink gou, as jy meer toebroodjies het, meer joules het, meer energie het, gaan jy vinniger beweeg? Ja. Okay, as jy nie genoeg kos ingepak het vir die dag, dan gaan jy voete sleep, of gaan jy lekker
werk nie, maar as jou ma vir jou 1 miljoen roeterattebroodjies moet gee, gaan jy deur die scanner gaan ding 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 so. Okay, so dit maak sin. Die volts is direk ewerig in stroom as die weerstand konstant bly. Maar as ek die roete super klein maak, dan gaan jy 'n bietjie stadiger deur dit beweeg. Okay, so jy moet iets konstant hou en dit is die weerstand. En dit is waar hierdie formule vandaan kom wat jy al gesien het. Okay, so ons het eintlik wet gedoen het en dan die formule introduce het, maar dis nou nie die gas opgestel sien. So jy kan sien daar dat jy wals oorstroom het. So dis hierdie een. Okay. So hierdie ene waar die direkte weerstekening in is, kan ons nie gebruik om somme mee te doen. Okay? As ons wil is dit skryf, dan moet daar 'n konstante inkom. Okay? En wat sê hulle is die konstante? Sê as die konstante temperatuur menende konstante weerstand. So as jy 'n konstante inbring, dan kan jy is gelyk aan. En dit is waar hierdie formule vandaan kom. As jy hom gaan herrangskik, dan kry jy dit. Sien julle? Sharp. Okay. So ek gaan net gou weer hier onderaan skryf want party van julle skryf absoluut niks nie. Sê vir jou volt is direk ewerig aan stroom as R konstant is. So as ons daar direk eweredige teken wil uithaal, dan moet ons 'n konstante inbring en dit is waar daai formule vandaan kom. Onthou, julle werk nou universiteit toe, né? Niemand, ek het altyd baie gesê, niemand neem wetenskap want dit is net lekker nie. Neem dit want dit is lekker en jy wil iets doen daarmee eendag. Okay, op universiteit gaan die dosent nie vir jou sê skryf nou neer wat ek nou gesê het op die bord, nee. Jy moet notas maak, soos wat daai persoon praat. En soos wat daai persoon praat, moet jy uitfigure wat van wat hulle sê is belangrik en wat is sommer net klomp nonsens. Kijk, julle ken my nou al 2 jaar, jy moet nou al weet wanneer praat ek nou klomp nonsens en ek chat net en wanneer moet jy nou notas maak soos ek praat. Ek het al 1 miljoen keer vir jou gesê, hierdie notas hierso, moenie netjies wees nie, ek is nie ander onderwysers of onderwyseres of wat ook al, wat vir jou gaan sê, hoekom is dit nie netjies nie, jy mag nie, hoe die mekaarder en hoe baie meer jy geskryf en gehaal het, is hoe happier is ek. Selfs met jy boek, jou skryfboek. Okay, al wat ek verwag is dat daar 'n opskrif is met 'n datum en 'n bladsynommer. Ja, nie net dit nie. Nou daai was 'n ding wat jy vergeet. Ja, I know. Okay. Goed. Kom ons lees gou die notas daaronder. Dit sê die weerstand van 'n geleier neem toe as die temperatuur toeneem. Ons het dit nou daar reeds daarbo gesê. Die potensiaal verskil volts oor 'n geleier is direk van die stroom in die geleier by 'n konstante temperatuur en dis letterlik dieselfde as die definisie daarbo, maar eintlik wat ek hier wou gesê het is by 'n konstante weerstand. Okay. Nou, sien jy, hier is 2 grafieke. Ons eintlik 3, maar ek wil fokus gaan eers op hierdie 2 grafieke. Hulle is in Engels, maar jy leer nou Engels vanaf graad 3 as ek dit reg onthou. Nee, moet ek kan praat. Okay, hier sien jy op die y-as is stroom, current is stroom en op die x-as is voltage, volts. En op hierdie een is die y-as volts en op hierdie x-as staan nou absoluut niks geskryf nie, daar moet staan stroom. Stroom en ampere. Okay, so die 2 grafieke is letterlik net omgekeerde van mekaar, want in die eksamen kan hulle enige van hierdie 2 grafieke vra. Okay, hulle kan die asse omruil, maar kom ons kyk, kom ons doen one at a time. Okay, en ek wil gou eintlik eers kyk na die grafiekie onder. Kyk, kom ons label die grafieke, dan maak dit die lewe ook baie makliker. Kom ons noem hierdie nommer 1 en nommer 2. En dan hierso met die verduideliking set ek nou net plek gemaak vir 1, maar ek wil sommer albei doen hierdie jaar. So nommer 1 en nommer 2 se grafieke. Gaan ons albei ontleed. Okay, ek gaan nou, nee, kom ek lees so lank. Dit sê hierso vir 'n ohmiese geleier. So ons praat van 'n ohmiese geleier en die onder, ek gaan
ohmiese geleier. Okay, maar vir 'n ohmiese geleier, nou wat jy al sê, dit is 'n geleier wat Ohm se wet nakom. Okay, nou wat sê Ohm se wet nou weer? Potentiaalverskil is direk evenredig na stroom. Hoe lyk die direk evenredig nou weer? So 'n reguit diagonale lyn en die temperatuur is konstant. So dit is belangrik. Vir ohmiese geleier is die temperatuur konstant. Okay, nou dit is vir ons 'n bietjie moeilik om te imagine want omtrent al ons geleiers is nie ohmiese geleiers. Okay? As jy net kyk na hierdie masjien, die klomp geleiertjies hier binne en hy is al lekker warm. Dis hoekom my fan binne het om 'n bietjie af te koel. Okay, as jy aan ander geleiers dink soos hang as jy 'n ketel het, maar jou ketel, jou stoof, jou toaster, jou haardroër, al die goeders het geleiers en hulle almal word warm want ons gebruik die hitte. Vir dit. Okay? So 'n ohmiese geleier is bietjie moeilik om te vind vir ons, maar as jy nou kyk in hierdie bedrading, hulle het nou isolasie in. Okay? Maar hulle word nie super warm nie. Want hulle is van materiaal gemaak wat nie so warm word nie en nie naby mekaar nie en blablabla. Okay, so hierdie is die naaste aan 'n ohmiese geleier wat ons kry. Want hy dan kan ek net in Engels dink. He obeys Ohm's law. Hy kom Ohm se wet na, menende sy weerstand, sy temperatuur bly konstant. Okay. Goed, ek het gesê ek wil eers kyk na grafiek 2. As ons kyk na grafiek 2, dan sien ons daar is 'n reguit lyn. Min of meer, daar's 'n bietjie uitskieters, want wetenskap het ons baie keer 'n bietjie uitskieters, dis heel normaal. Dis 'n reguit lyn. So grafies kan ons sê dat nou grafies beskryf jy dit in woorde. Grafies is jou gevolgtrekking in woorde. Nou woorde wil ek eintlik in hakies gesit want ons is wetenskaplikes, ons is lui. Wat ons wel kan sien daar is dat die y-as is direk evenredig aan die x-as. Okay, jy kan sien dis 'n reguit lyn. So ons kan sien y-as is direk evenredig aan die x-as. So met ander woorde, ons kan sê dat potentiaalverskil is direk evenredig aan stroomsterkte. Of in woorde geskryf kan ons sê soos stroom toeneem, neem potentiaalverskil toe. So dis wat ek bedoel in woorde. Jy beskryf wat jy sien. Soos wat die een groter word, so word die ander een groter. Okay, ek het hierdie in graad 10 gesê, maar ek weet dit is soos 'n miljoen jare terug. In jou kop. So wanneer jy dit so skryf met simbool, met daai direk evenredig simbool, dan skryf jy dit soos wat jy lees van links na regs. So jy gaan sê potentiaalverskil is direk evenredig aan stroom. Maar as jy dit in woorde neerskryf, dan skryf jy dit neer met jou afhanklike en jou onafhanklike veranderlike. So jy begin met jou onafhanklike veranderlike, die ding wat jy verander. Soos wat die stroom toeneem. So wat jy toeneem die stroom verander. Soos wat die stroom toeneem, neem die volts toe. Okay, sê met my. Ja, juffrou. Okay, so ek sien hierso is ook party van julle nie op 'n lekker plek nie. Kyk gou hier op jou grafiek. Hierso is jou afhanklike veranderlike en hierso is jou onafhanklike veranderlike. En hoe ek dit onthou en ek het my storieetjies. Onafhanklike is onder. Afhanklike veranderlike gaan af onder toe so. So onder en hy gaan af. My storie. Kyk, hoe gaan jy dit onthou? Goed. Nou, 'n algebraiese gevolgtrekking en nou ek dink daar moet 'n deelteken of wees. Algebraiese gevolgtrekking skryf jy met formules. So hierso sien ons hy is 'n reguit lyn grafiek. 'n reguit lyn grafiek. Okay? So 'n reguit lyn grafiek is y is gelyk aan mx plus c.
Nou hierdie ene is die naaste aan wat ek ook kon gekry het. Hy moet eintlik deur die oorsprong gaan. Daai 0,0 punt noem ons die oorsprong. So dit beteken daai C is mos 0. Op jou y-as sien jy het jy potensiaalverskil volts. Die gradiënt weet ons nog nie wat dit is nie. Op jou x-as het jy stroom. Okay, so as ek sy vergelyking moet gaan neerskryf, gaan dit so lyk. V is M mal I. Maar as ek hom gaan rearrange, en hierso het ek nou volgende trappie ingesit wat eintlik onnodig is. Die gradiënt daar is volts oor stroom. As jy kyk, as jy hom vat en jy herrangskik hom, kry die gradiënt is volts oor stroom. En wat weet ons is volts oor stroom? Weerstand. So in hierdie geval, as ek vir jou sê, gebruik die grafiek en bereken die weerstand van hierdie, wat ook al, eksperiment, dan gaan jy die gradiënt gaan uitwerk. Ok, is julle met my? Sal iemand vir wie ek weer iets moet verduidelik? So, ek moes sê, julle lyk my meer aan die slaap in die oggend as in die middag. So, ek moes 'n studie gedoen op universiteit oor breinontwikkeling van kinders, en ek het ontdek in my studie, dat kinders, tieners, se breins word eers wakker tussen 9 uur en 10 uur. Soos begin julle brein eers aan die gang te raak. En dan, so julle moet eintlik klas gaan skool gaan, 9 uur, 10 uur, tot 4 uur die middag. Anyway, dit was interessant vir my geweest. En dan die ander ding is, ek dink tot en met 21 of 25, nou kan ek glad onthou nie. Elke keer as jy alkohol drink, dan, ek dink dan gaan daar soos 1% van jou breinselle dood. Jy weet voor daai ouderdom. Elke keer as jy alkohol drink. En dan as jy dit abuse, is die persentasie. Soos abuse beteken, jy weet jy raak tipsy of dronk of wat ook al jy dit noem, raak die persentasie groter. Interessant, né? Anyway. So, hierdie bevestig maar net weer, ek dink julle skool moet dalk eers 10 uur begin vir julle. Ok, goed, kom ons kyk gou na die eerste grafiek. Ok, so wat het ons hierso gedoen? Nou is die twee net omgekeerd met mekaar. Ok, so die hele toetie vroetie van vooraf, as ons kyk, wat is sy grafiese gevolgtrekking, dan sien ek, ok, as ek kyk na my y-as versus, versus nie, y-as, ja, versus x-as, dan sien ek dat dit 'n stroom is direk ewenredig aan potensiaalverskil of aan volts. En dit maak vir my sin of ek kan in woorde skryf, soos wat die volts toeneem, neem die stroom toe. Maak sin vir ons, nee? Yes? Nee? Ja? Ok. Goed. Ja, sê nou ek moes hierdie eksperiment doen. Ek gee vir jou hierdie grafiek. En ek sê vir jou, hoe sou hierdie eksperiment lyk? Prakties. Hoe sou dit lyk? Wat sou jy my sê? Dit gaan. Ok, so die persoon moes 'n stroombaan hê. Obviously, wat sou hulle 'n stroombaan hê? Batterye, geleiers, ammeter, voltmeter, dalk 'n weerstand, dalk 'n gloeilamp, dalk 'n net iets om te wys, okay, daar buzzer wat. Okay? En 'n skakelaar. Goed. So wat het die persoon verander? Wat is sy onafhanklike veranderlike? Sy volts. So wat het hy fisies gaan verander? Batterye. 1 batterye, 2 batterye, 3 batterye, 4 batterye. Okay? En dan wat het hy gedoen? Hy het elke keer 'n ammeter leser gaan neem om die stroomsterktes te kry. Okay? So jy kan eintlik 'n metode gaan neerskryf. Hulle kan vir jou vra in eksamen, skryf 'n 10-stap metode van hoe om hierdie eksperiment te doen. En dan moet jy sê, kry die volgende apparate. Skakel 'n seriestroombaan met dit. Sit die ammeter daar, sit die voltmeter daar. Grote griet. Dan moet ons dit oefen. Ok, goed. Dan die volgende vraag, die algebraiese gevolgtrekking, menende vergelykings. Weer eens 'n reguit lyn, so weer eens begin ons met y is gelyk aan mx plus c. Weer eens gaan dit deur die oorsprong of die 0,0 of die wat ook al. Op ons y-as het ons stroom. Ons weet nie wat die gradiënt nie, op die x-as is volts. So om hierdie gradiënt te kry, is die gradiënt is stroom oor volts.
Wat is dit gelyk aan? Stroom oor wals is gelyk aan wat? Omgekeerd. Dit is want as hierdie gelyk is aan R en dit is omgekeerd met hom, dan beteken dit hierdie ding moet omgekeerd word. So hierdie ding is gelyk aan 1 oor weerstand. So in hierdie geval as hulle vir jou sê, gaan bereken die weerstand vir hierdie grafiek. Dan gaan jy eers die gradiënt gaan uitwerk en dan gaan jy sy omgekeerde kry. Okay, sy inverse. Het julle al met hierdie getalletjies met die -1 begin werk? So. Bietjie, ja, nee. Okay, so maar jy mag dit gaan doen. Jy kan sê die weerstand is gelyk aan die omgekeerde van die gradiënt, blablabla. En so aangaan, maar jy hoef nie. Okay, dan het ek nou al vinnig gepraat van 'n nie-ohmiese geleier. Wat is 'n nie-ohmiese geleier? Dis 'n geleier wat nie Ohmse wet nakom nie. Is ou by nakom? Is dit? As ek gehoorsaam nie. Ja, groot woord. Okay, so as jy nie Ohmse wet gehoorsaam, wat beteken dit? Ohmse wet nou doen hoor, beteken nulstel oor 'n geleier sewe keer weer 'n stroom ingeleid, mits die temperatuur konstant bly. So menende as hy warm word, of as hy koud word, dan gaan die grafiek af. Dan sit dit nie ohmiese geleier en dan gaan jy nie 'n konstante gradiënt kry nie, want die weerstand is nie konstant nie. Dan gaan hy so 'n kurwe maak. Okay? So hy gaan aanhou wals vat, maar die stroom gaan al kleiner word, want hulle gaan al stadiger beweeg, stadiger, want hulle wals meer as gevolg van die temperatuur op. Okay. Dan sê ek vir jou 'n gloeilamp is 'n goeie voorbeeld hiervan, maar dit hang maar af wat se gloeilamp, né? Kan julle onthou waarvan word 'n ou gloeilamp hulle gebruik nou meestal in decorations wat jy die draadjies so kan sien? Waarvan word daai draadjie gemaak? Watter element op die periodieke tabel? Ek dink is die enigste element wat in Afrikaans dieselfde uitgespreek word as in Engels. Sê weer? Wolfram. So is wolfram. Is dit? Met 74 weer wolfram. In Engels is dit tungsten. Tungsten. Okay. Goed. Enige vrae hierso oor Ohmse wet? Ons sien hoe laat lei die klok. Maar nog nie wegpak nie. Kloktye. O, nee, ons het nog baie tyd. 20 oor. Okay. Maar ons is ook baie voor die Engelse klas. So, ek gaan my beplanning so klein bietjie aanpas. Kom ons doen net gou hierdie een multiple choice vraag. En dan gaan ek jou huiswerk gee. En dan gaan ek vir jou 'n stroommaan gaan vir julle doen. Okay, sê. Wat het jy van die volgende grafieke stel die verwantskap, verhouding, ratio tussen stroom en potentiaalverskil vir 'n geleier wat Ohmse wet gehoorsaam, daar hang dit so mooi woord, die beste voor. Okay. So kom ons kyk gou ons weet, volgens Ohmse wet en dan gaan nou Ohmse wet begin vra. Rikus, gee my Ohmse wet in woorde. Nee, maar kyk hier. Ja, maar kan nie woorde. Die wat, die? Woorde is staan vir aan die stroom. Direk weer reg die stroom as die nie weerstand nie, temperatuur konstant bly. En jy mag nie sê wat, jy sê potentiaalverskil. En dan moet jy gaan mooi luister na die woorde. Hoe meet jy potentiaalverskil met 'n voltmeter wat voor gekonnekteer is, né? En hoe meet jy die stroom met 'n ammeter wat in serie connected is? Dit is waar jy die eerste les gaan. So jy gaan sê die potentiaalverskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in die geleier, mits of tensy of behalwe of nee, behalwe nie. Mits tensy
die R staan vir temperatuur konstant. Dus kyk, konstant bly beteken met 'n reguit lyn wees, vir reguit lyn wees. Hierdie een beteken ons omgekeerd evenredig aan mekaar, ons wil dit weer evenredig teken. Hierdie is vir dit nie oorlys gelyk. Kom ons gelyk nie oorlys. Die twee is so net. Okay, so jou huiswerk gaan wees op bladsy 18. Ek dink ek wil sê nommer. Ek het 'n Engels. Okay, dit is nou jammer. Nommer 1 tot 7. Hierdie is kort, dit is soos 'n sommetjie vul jy goed in. Sommetjie vul jy goed in. Hierdie is 'n recap van graad 10 en jy kan dit nou doen. As jy sou wou.